Kan jy glo, dit is maandag en ons is bykans aan die einde van Januarie. En hierdie maand het besonder vinnig verby ons gegaan. Ek glo jy sal met my saamstem. Waar is Januarie heen? Dit was 'n lang maand en ek glo jy is deur hierdie maand en jy's opgewonde oor Februarie. Maand van liefde, 'n maand wat ek ook gaan gesels oor verhoudings en oor alles wat rondom 'n verhouding plaasvind, oor huwelike, egskeidings, hoe om op te staan na, jy weet, egbreek, hoe om op te staan na egskeiding, hoe om oor te begin en die stukke weer op te tel. Ek het geleer in my lewe dat wanneer jy opstaan en jy weet die lewe in die oë moet kyk, dan stap jy maar jou pad, dalk net met 'n ander ritme en op 'n ander pas. Maar my pad is my pad en ek nooi jou uit om Februarie maand ons dienste nie te mis, ons aanlyn sessies in die aande. Ek is baie opgewonde. Kan jy glo dag 16 kom aan die einde van ons Daniël vas. Ons laaste week met ons 21 dae Daniël vas en ek glo dit was vir jou verrykend en het vir jou soveel ingehou en opgewonde oor hierdie jaar saam met jou vir dit wat God vir jou instoor het. En ek wil vir jou sê wat jy's op hierdie plek is in jou lewe wat jy afgesonder het en baie besigheid gemeen het met God. God gaan jou eer en vir jou deurkom vir daai gebedsversoeke. God is nooit laat nie. Soms voel dit vir ons hy's laat, hy's nooit laat nie. Ek daag jou uit om selfs in hierdie week wat voorlê, ook in jou lewe 'n bietjie veranderings teweeg te bring. En as ek dit sê, dan vra dit om bietjie af te skaal met sekere goed en meer te fokus op God. Is dit nie die moeite werd om eerder alles by God se voete te laat en God toe te laat om dan hierdie jaar oor te neem wat jy altyd in jou lewe probeer laat uitwerk het? Dis moontlik hoekom dinge is soos dit is en dinge nie uitgewerk het nie, as gevolg van ons wat altyd op ons eie probeer. En ja, vir my, Pastor Stef, baie lekker om saam met jou te kuier en sou jy nog nie op een van ons WhatsApp groepe wees nie, my naam en my nommer verskyn op die platforms, jy sal sien op TikTok, verskyn my nommer en ook so op Facebook en op YouTube. Sou jy graag wil deel wees om ons dagstukkies te ontvang en ons aandboodskappe in 'n PDF formaat, stuur maar net jou naam en jou van, ek laai op die groepies en ontvang ons boodskappe. Lekker om saam met te kuier. Ek sien juis dat so baie van verskillende areas wat ingeskakel is. Mag jy werklik ook in vandag ervaar die seën van die Here en sy guns en sy goedheid. En Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat ons in hierdie dag, laaste week van Januarie en ook die begin van 'n nuwe werksweek, kan stil word voor U. Dankie dat ons vir ons families vandag kon bid en hulle kon opdra aan U troon. My gebed is om hom en haar, Here, wat in hierdie dag afgesonder het, die begeertes van hulle harte aan te raak. Dit wat ver is, nader sal kom en hulle sal sien en beleef en geniet U guns en U heerlikheid. Dankie, Here, vir U woord. U is 'n waarmaker van die woord en U guns is vir ons, Here, oor as genoeg. Here, seën hierdie man en vrou wat dan in hierdie sessie saam kuier, is my gebed in Jesus se naam. En ons loof en ons eer U. Amen. Met God is alles moontlik, soos jy kan sien wat hier agter in my kantoor op is. En vandag het ons gebid vir ons geliefdes en ek dink om te begin is om vir jou te sê dat hierdie is een van die heilige opdragte wat God van jou en my vra en verwag om vir mekaar te kan bid. En vandag gaan ek 'n bietjie uitbrei oor die verantwoordelikheid van my as man en as vrou en as 'n gesin om saam te bid. Nou ja, hierdie is 'n roeping vir voorbidding. Nou ja, gebed is nie jou laaste uitweg nie. En ek dink baie kere mense se lewens is dit waar hulle kom, dis die laaste uitweg en dan gryp hulle na God toe. Ek moet vir jou sê, gebed moet jou eerste reaksie wanneer die son opkom,
deur die dag, wanneer jy die son ondergaan, wanneer jy in jou bed klim, laat dit die reaksie sal wees van jou mens wees om te bid en dan ook so die aangesig van die Here te soek in jou lewe. En wanneer ons vir geliefdes bid, tree ons in as wagte op 'n muur, soos Jesaja 62 vers 6 sê, wagte op 'n muur wat oppas. En vir jou en my die rol rondom om te bid vir mekaar beteken om in te tree vir mekaar, is om naby God te wees en hulle wat vir ons belangrik is, vir die wat ons omgee. Jy weet dat ons sal wagte soos op 'n muur wees en gebed hulle kan toemaak. Baie is nie op dieselfde geestelike vlak as ek en jy nie. En daarom is dit nodig dat ek en jy in ons lewens, jy sal intree. En as jy kan besef hoe belangrik die rol van gebed is, en hoe belangrik dit is om vir jou vrou te bid, en vir jou man te bid, en vir jou kinders te bid, vir jou familie te bid, vir ons vriende te bid, familie, vriende, ons land, hierdie nasie. Hoe belangrik dit is om te bid. Hy sê in 1 Timoteus 2, ek lees gou vir jou, hy sê ek vermaan dan, eerstens dat smeking, gebede, voorbidding en danksegging gedoen moet word vir alle mense. Dat ek en jy voor God moet kom in smeking vir ons mense, ons moet kom in gebed, ons moet hulle opdra aan die Here, ons moet vir God dankie sê vir dit wat God besig is om in ons gesinne te doen. En dan sê hy vir alle mense, kom staan nie stil by hulle wat naby jou is. Belangrik dat ek en jy altyd dit in gedagte sal hou. Voorbidding beteken, ek staan tussen God en iemand anderste. Ek kom vir jou solank intree. Selfs wanneer hulle nie eens vir hulle self kan bid nie. Ek wil vir jou sê dat waar jy sit, weet dat ek wat hierdie kant van die tafel sit, vir jou bid. Ek bid dat die Here jou sal aanraak, dat die Here jou sal omvou, en dat jy sal ervaar as man en as vrou in julle huis, ook jy God se plan en God se doel, en God se wil vir julle as huis is, en vir julle kinders, dat 2026, dat jy sal weet altyd, dat daar iemand is met die naam van Stef, wat vir jou sal bid. Ek wat elke aand intree, elke aand, jy weet sommer maar die woord bedien, doen dit nie net omdat dit te werk is, hierdie is my hart, is om vir jou in te tree, om te sien, dat God se woord tot vervulling sal kom in jou lewe. En daarom is dit so lekker om te weet, dat voorbidding, kom iemand na God toe en hy bid vir my. En so wil ek jou uitnooi, om ook in jou lewe in 2026, daai voorbidding te doen en te laat plaasvind, waar jy tussen daai persoon en God vir hom en haar intree. Daar waar hy moeg is, daar waar hy swaar kry, daar waar die laste te veel is, die angs, hou vas, hou goeie moed. Ek wil eerstens kom stilstaan om vir jou te sê dat daar's 'n geestelike krag van gebed wanneer ons bid vir ons mans en ons vrouens en hulle wat vir ons baie omgee en vir wie ons omgee. En ek wil vir jou sê dat ek het in my lewe beleef wat gebed doen, gebed beskerm. Jakobus kom en hy sê in vers 16 in hoofstuk 15, die gebed van die regverdige het groot krag. En ek dink jy en ek besef nie altyd hoeveel waarde daar in jou en my gebed is nie. En as ek sê hoeveel waarde, hoeveel krag. God hoor jou en my gebed. God dra kennis van jou hartsbegeertes. Net so, ook van hulle vir wie jy lief is, vir wie jy omgee. Jou man wat deur dinge gaan, jou vrou wat deur dinge gaan, jou vriend of jou vriendin. Daarom moet nooit moeg word om te bid nie, want die woord sê, die gebed van die regverdige dra groot krag, Jakobus 5:16. So wanneer jy bid, bou jy 'n geestelike skans. So wanneer ek vir jou intree, bring ek gebed nader na jou toe, en dit is 'n skans om jou te beskerm. Dis om haar te beskerm vir wie jy intree, toe te maak in gebed, sodat God se krag kan manifesteer. En dan wanneer ek en jy vir mekaar bid
bid ons vir God om in te gryp in 'n situasie, moontlik in julle gesin op hierdie stadium. 'n Ingryping van God nodig. Nou ja, God se waarmaker van sy woord om dit te volbring. En juis in hierdie aandsessie, en dat ons deur die dag gebid het rondom, jy weet, om te bid vir ons geliefdes, wil ek jou uitnooi om dit altyd in gedagte te hou, dat wanneer jy bid, bid jy met 'n doel. En God sal ingryp in jou gebed. God sal beskerming bring, jou weerhou van die vyand se planne. Job het daagliks vir sy kinders gebid, sê jy op 1 vers 5. Jy weet, selfs vir sonde waarvan hy nie seker was nie, selfs van dit wat hy nie geweet het sy kinders aanvang en aanjaag nie, het hy voorgebid en God het opgedaag. God gaan opdaag juis in daai situasie wat jy nou ook so voor sy voete neerlê. Daarom hoef jy nie bekommerd te wees nie wanneer jy en ek bid, dan sit ons dit by God se voete. En hierdie aand sit ons dit by sy voete en ons weet dat God op sy tyd sal verhoor en op sy tyd sal aanraak en sal genees. Liefde wat nie bid nie, is onvolledig. Liefde wat nie intree in gebed nie, is onvolledig. Dit is asof dit volmaak, die sirkel volmaak maak, wanneer ons mekaar intree, wanneer ons mekaar bid, wanneer ons mekaar by God se voete neerlê. Daarom is gebed so belangrik. Dan wil ek verder gaan om te sê dat die rol van die man wat bid, is so belangrik. Kom ek en jy staan sommer gou daar bietjie by stil. As jy 'n man is wat luister, gee ag op die woord van God. Gee ag op hierdie geskrifte. Gee ag op die rol wat jy vervul as pa, as man, as leier. Die man as geestelike priester. Kom die woord in 1 Timoteus 2, en dit is my so mooi wanneer hy hierdie uithaal in vers 8, hy sê, maar ek wil hê dat die manne oral moet bid. Nou ek wil jou uitnooi, dat jy op 'n plek sal kom om 'n besluit te neem in jou lewe, om 2026 in te rig, om vir jou vrou te bid, om vir jou vriendin te bid, om vir jou kinders te bid, om vir jou besigheid te bid, om vir jou handewerk te bid, om vir jou vriende en familie, vir ons land te bid. Dit begin by die priester, die hoof van die huis. Jy het 'n rol om te vervul, Boeta. Jy het 'n rol om te vervul, om jou kant te bring in die geestelike realm. Is die man is van kardinaal. Jy is so belangrik. Die man se gebed skep rigting in sy huis. Jy is die een wat rigting skep in jou huis. Of jy dit wil weet of nie, almal kyk na jou. Dit bring, jy weet, vrede en orde in chaos. En as ek dit sê, dan wil ek vir jou sê, 'n vrou leef van die glimlag van 'n man. Die vrou wag vir 'n man om leiding te neem. Die vrou verwag dat die man op sal staan vir haar. En hoeveel te meer het dit krag wanneer ek en jy vir mekaar bid. Wanneer ons mekaar by die Here se voete neerlê. Wanneer jy bid, vestig dit ook geestelike gesag, wat die duiwel nie kan inkom nie. Jy weet, 'n ketting is so sterk soos sy swakste skakel. En dit is my hartseer om te sien dat huisgesinne vandag op sand gebou word as gevolg van die man wat nie sy rol vervul nie. Daarom vra die Here van jou en my. Ons word uitgedaag om ten alle tye te bid. Nie tye wanneer dit net goed gaan nie. Tye wanneer dit sleg gaan. Tye wanneer dit moeilik gaan. Tye wat ek nie weet wat ek kan doen nie. Ek wil jou uitnooi om hierdie jou gebed te maak. Hierdie die plek te wees waar jy wegspring vandag, op hierdie dag, om te sê, Here, ek gaan my rol vervul as priester, my ampt wat ek bekleed, om daai rol te vervul, om my vrou na plekke toe te vat in die geestelike realm, in die gees, om vir haar te bid, haar toe te maak in gebed wanneer sy slaap. Vir my is dit altyd lekker om vir Karen te bid, vir haar in te tree. Partykeer wanneer sy nie eens weet nie. Nie partykeer nie, elke dag. Vir my is dit belangrik. Want 'n ketting is so sterk soos die swakste skakel. Dit kan nie gebreek word as ons saam bid nie. 'n Man wat bid vir sy vrou se emosionele, geestelike en natuurlik haar fisiese welstand. Jy het 'n rol om te vervul.
Ja, sy word moeg. Ja, sy dra ook baie. Daar's baie wat sy nie deel nie. Daar's baie wat sy maar net moet sorg dat dit nie by jou uitkom nie, want dit gaan jou ontstel. Sy dra baie op haar skouers. Vroeg in die môre die kinders se kos te pak, laat in die aand te sorg dat alles weggepak is en reg is en gereed is, sodat jy en ek môreoggend kan opstaan, gefokus op 'n nuwe dag, alles in plek. Dis die rol van 'n vrou. Dis 'n vrou se rol wat kyk na 'n man se welstand vir haar kinders. Wat sorg dat kinders se huiswerk gedoen is, te sorg dat daai kol van jou das af is, wat jy koffie op gemors het om vir jou te help in tye. Maar sy self het geestelik, het fisies, het emosioneel ook welstand nodig om opgetel te word. En sy loop altyd met 'n glimlag. Mondelik is 'n tyd dat jy gaan hoor hoe dit met haar hart gaan. En daai rol te vervul as priester, as man. Bid vir jou kinders se roeping. Bid vir hulle toekoms. Nie net vir hulle suksesse nie. Want ons wil altyd die beste hê en die mooiste hê. Maar weet jy wat, baie keer is dit nodig om by jou kind op die bed te gaan sit, pa, sy hart te hoor, haar hart te hoor. Sonder om te wil druk uitoefen, om in die eerste hokkie, eerste netbal, eerste rugby, eerste redenaar te wil staan. Dis wat God van jou en my vra. Hulle soek nie 'n pa wat vir hulle baie geld altyd gee nie, wat hulle altyd op die duurste vakansietrips vat nie. 'n Pa wat daar is vir hulle. Die dag as hy weg is, kan daai geld hulle dalk na vakansies toe vat, wat jy oorgelos het, maar sonder jou. Hoekom so gejaag wees? En juis in hierdie dag wat ons bid vir ons families en ons kom stil word, is dit belangrik dat ek en jy dit in gedagte sal hou om vir mekaar te bid. En besonder vir ons vrouens, besonder vir ons kinders. Bid selfs wanneer jy moeg, bang en onseker is. Ek moet vir jou sê hoeveel keer ek gebid het in tye van nood en angs en God my krag gegee het langs 'n bed van 'n geliefde, van 'n kind, van my maat. Dis daar waar God 'n man eer. Wanneer jy self swak is, kom die Here en hy sê, in my is jy sterk. Die Here kom om vir jou te sê, by my is dit gratis, by my is dit verniet. En selfs jou eie sorge, selfs jou eie emosies, los dit by sy voete. Weet dat jy 'n vrou het wat vir jou bid, en kinders wat vir jou intree, vriende wat vir jou intree. Kom ek en jy, kom by 'n plek, om ag te gee op God se woord. Ek sê altyd, stil in 'n man se gebedslewe, bring dikwels verwarring in 'n familie. Ja, dit bring verwarring in 'n huis, as 'n pa bandeloos is, as 'n pa nie bid nie, as 'n pa nie leiding neem nie. Elkeen doen maar net sy eie ding, elkeen gaan maar net sy eie gang. Dan wil ek stil staan by jou vandag, as vrou. Die rol wat jy ook vervul, as geestelike wag, en as 'n versorger. Ons het 'n bietjie stilgestaan by die mans, en ons het vandag in ons tyd van afsondering stil geword rondom te bid vir mekaar, vir ons families. Spreuke 14 vers 1 sê, 'n vrou bou haar huis, 'n wyse vrou bou haar huis. 'n Vrou se gebed is intiem. Ek wil vir jou sê, weet net dat in jou gebed is deernis as vrou. Onthou dat God gee ag op gebede, en as jy as vrou intree en in gebed, dan tree op ook profeties. Want sy bid vir haar man se hart, vir identiteit en roeping, vir haar kinders
as 'n beskerming en hulle toekoms, vir genesing, vrede en eenheid. Sal jy met my saamstem, mans is baie haastig. En dit is vir my so asof 'n vrou daai diepere het, daai vrou daai insig het, wat mans soms aan tekort kom. Daarom die funksie wat jy verrig in julle huisgenoot is so belangrik. Dink 'n bietjie aan Hanna se gebed in 1 Samuel 1. Dit wys jou hoe 'n vrou se trane generasies verander het. En in hierdie oomblik wil ek vir jou sê, jou trane, jou gebed, kan jou familie se stamboom, 'n generasie, kragtig aanraak en verander. Dis die mag en krag wat in gebed is. Ek wil vir jou sê wat moeg is, wat oorlaai is 'n vrou. God het jou innig lief. Manne, bid vir jou vrou. Vroue, bid vir julle mans. Dis so belangrik om te tap van mekaar se liefde. En hoe mooi is dit om by 'n plek te kan wees, by sy voete. Wanneer 'n vrou bid, beweeg God diep in die onsigbare. Dankie dat u vandag daai gebede verhoor. Wat mooi is om saam te bid, want eenheid bring deurbraak. Matteus 18 sê so mooi in vers 19. Hy sê, as 2 van julle saamstem op die aarde. Wanneer 'n man en 'n vrou saam bid, en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê. Wanneer julle saam bid, word julle verhouding sterk, julle huwelik word sterk, word verdeeldheid gebreek. Hoekom ons saam bid? Jy weet, ek vind dit moeilik wanneer albei dikbek is, wanneer albei blou opgeblaas is. So opgeblaas in gebed kan wees, want in gebed breek die juk. In gebed, jy weet, val die maskers af. Word ons rou en is ons uniek voor God. Kom ek en jy streef en leer om saam te bid. Sake wat ons nie tot 'n vergelyking kan kom nie. Moontlik is dit oor die koop van 'n huis, koop van 'n voertuig, besluite in besigheid, oor jou kinders se toekoms, oor waar jy gaan studeer, wat se skool volgende jaar. Maak dit 'n gebedsaak. Wanneer jy saam bid, is daar soveel eenheid, is daar soveel krag. Wanneer 'n ma en 'n pa saam bid, weet jy wat, wanneer jy bid vir jou kinders, word hulle bedek met geestelike autoriteit. Hulle leef van die bron van jou krag en van jou glimlag en uit die staanplek van hoe jy geestelik sterk is. As jy konstant oor situasies lewe spreek in tafel en in situasies, gaan jou kinders dit aanleer. Dit gaan gekweek word. En dit gaan 'n generasie word wat opstaan en ook so vorentoe voorbeeld gaan wees. Gesinne wat saam bid, staan saam wanneer storms kom. Niks breek so gesin nie. Maak nie saak wat se teleurstelling, wat se skok, wat se vernedering. As 'n gesin saam bid en by God se voete permanent is, weet hulle dat wanneer 'n storm kom, hulle gemaklik weer laag kan neerbuig saam en God vir hulle sal deurkom, soos elke ander keer. Nou ja, daar's gevolge vir jou en my, wanneer ons vir mekaar bid en saam bid. Nou ja, wanneer ek bid, verander ek as bidder eerstens. Filippense 4 sê in vers 6 en 7, gebed verander, hy sê moenie oor enige iets besorg wees nie.
Die gevolge, jy sien vrede vervang angs. Geloof groei. Harte word sag en nie bitter nie. Dalk is jy bitter oor iets wat jou man gedoen het, oor jou vrou gedoen het, jou nie gesê het van iets nie. Ek het baie jare terug vir besigheidsmense, 2 besigheidsmanne, moes ek op die een direkteur se plaas vir sy vrou stalle gaan bou. En ek moes hierdie mooi stalle met tot 'n teater bou. Dit was tot 'n komberse-kamer. Natuurlik is dit die orde van die dag. Maar ek moes hierdie hele koppie omploeg en sade saai dat die perde daar gehuisves word. En eendag toe vra ek die man, nou hoekom doen jy al hierdie? Ja, dis omtrent 'n groot geskenk. Hy sê, jong, my vrou het my gevang, sy het my uitgevang, ek het 'n paar maande terug saam met die direkteur 'n Jet Ranger helikopter gekoop en dit in 'n stoor op Lanseria gestoor, geberre vir 'n paar maande, niks gesê nie, tot sy uitgevind het. Nou is daar 'n bietjie konflik in die huis, en nou bou ek maar vir haar stalle, en ek maak weer op, hierdie is die opmaak. Ek het later 'n hanger gebou op die plaas vir hom, waar die helikopter ook kan land. Baie kere daaroor gelag, maar hy het die lesse ook geleer. Dis belangrik dat wanneer ons ook in eenheid is, dat ons alles met mekaar sal deel. Dit is my hartseer om te sien hoe mans goed wegsteek vir hulle vrouens en vrouens goed wegsteek vir mans. Baie keer hier in my spreekkamer waar ek sit hier so gebroke mans wat se vrouens in affairs was. Vrouens wat se mans rondloop, besig is om van een vrou na ander te gaan, terwyl hy 'n vrou by die huis het, wat hy afsloof vir haar man. Dis belangrik dat jy begin bid, want gebed begin by die bidder. Dit verander jou, dit verander my. Dit maak harte sag, dit maak dit wat seer gemaak het, wat bitter was, weer beter. En dan, wanneer ons saam bid, begin ons God se perspektief sien. Jy begin God se liefde ervaar. Wanneer jy saam bid, wil ek vir jou sê, gebed dra vrug. Al sien ek en jy dit nie noodwendig altyd dadelik nie. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, sê Galasiërs 6 vers 9. Laat ek en jy nie moeg word om goed te doen nie. Elke gebed wat jy bid vir jou kind, vir jou man, vir jou vrou, vir jou seun en jou dogter, vir jou pa en jou ma, vir jou besigheid, vir 'n kollega, vir 'n vriend en 'n vriendin, daai gebed dra saad. Dit is saad. God bepaal dan die seisoen van die oes. Hoe belangrik is dit net nie vir my en jou nie. Ek wil jou oproep tot toewyding. Gebed is nie net iets wat ons doen nie. Gebed is wie jy is. Kyk na jouself. Meet die mens op wie jy is. En kyk diep in dit. En jy sal raak sien waar jou gebedsverhouding ook met God staan. En ook so waar jy verander intree. Gebed is nie selfsugtig nie. Gebed maak dat ek my hier plaas en hulle voor my plaas. Ek en my huis, Josua 24 vers 15, ons sal die Here dien. En nie van julle nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou ja, begin vandag. Manne, neem weer jou plek in. Vroue, hou aan waak. Gesinne, kom ons bid saam. En dan verander, staan ek en jy in die gaping, in die gap, om vir mekaar in te tree, daar waar sy moeg is, waar hulle voel nie meer nie,
kan ek en jy God se hande en voete wees. Here, baie dankie dat ons in hierdie mooi aand kan terugkyk op 'n dag wat ons kon bid, en jy's ook in hierdie aand kon hoor die mooi opdrag dat ons mekaar moet bid. Here, gee ons krag as mans om nie te hinker, nie weg te draai nie, maar ons verantwoordelikheid as priesters op te neem, om vir daai pragtige geskenke van God, daai mooi vrou, op te kan dra aan God, haar toe te kan maak in gebed, haar behoeftes, haar hartsbegeertes, kom ons as manne vanaand, en ons kom lê haar by die voete neer. Ons bid vir ons mans, Here, lig hulle op en versterk hulle, juist daar waar dinge moeilik gaan, daar waar dinge swaar gaan, daar waar dinge nie lekker is nie. Dankie, Here, dat ek vandag as vrou ook vir my man kan bid. Ons as 'n gesin bid vir ons kinders. As mans, as vrouens, as 'n egpaar, bid ons vir ons pragtige seuns en dogters. Omvou hulle met krag en sterkte. Dankie dat U vooruit gaan en hulle paaie gelyk maak. Ons bekommernisse oor ons kinders, lê ons by U voete. Chantay, Elmero, lê ek by U voete, Here. Nolan, Justin, Inge en Hannes, Here, Narine, Ian en Joan. Dankie dat ek hulle, Here, by U voete kan neerlê. Vorm hulle en maak hulle. Behoed en beskerm hulle. U is 'n waarmaker van die woord. Dankie dat ons ook so vir ons handewerk kan bid, dat U dit sal seën, ons vriende sal aanraak en sal oplig, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, Here, ons bely vanaand, dat ons U meer nodig het as ooit. Dankie dat ons kon stil word, en in die stilte van hierdie oomblik, gee ons aan U al die lof, al die eer. Dankie dat U vir my ingetree het 2000 jaar gelede. Dat U aan 'n kruishout gehang het en ek in U gedagtes was. Ons families in U gedagtes. Daarom eer ek U vanaand. In Jesus se naam. Amen en amen. Lekker gewees om saam met jou te kon kuier. Nou ja, môre gaan ons dagstukkie oor Here, vergroot my grondgebied. Ek wil jou uitnooi om die dagstukkie te lees, daaroor te bid, die versie wat saam dit gaan in Kronieke, maak dit joune. Sien uit om môre aan weer so rondom 8:00 saam met jou te kuier. Lekker gewees om saam met jou te kuier. Baie dankie vir jou wat hierdie aanlyn bediening ondersteun. Ondersteun in gebed en selfs ook hierdie aanlyn bediening ondersteun finansiëel, wat hierdie bediening ook dan na plekke toe vat waar mense nodig het om te hoor. My Pastor Stef, altyd lekker om saam met te kuier, en vanaand was 'n groot voorreg om saam met te kuier. Goedheid en guns, die Here seën.